Ek hoop jy gaan saam met my die vrymoedigheid hê om vir 'n paar oomblikke voordat ons bid vir die opening van die woord, met een persoon langs jou, of dalk voor of agter jou, of 2, 3 of 5, 6, ek gee nie om hoeveel nie, of as jy die behoefte het om net by jouself dit te oordink, kan jy dit ook doen. Maar ek wil wonder of jy nie net vir 'n oomblik sal opnoem vir jouself of vir iemand anders. Wat maak jou bekommerd op die oomblik in hierdie week? Die week wat voorlê, wat maak jou bekommerd? Dink gou daaroor en praat met mekaar gou vinnig net vir 'n sekonde daaroor. Dit is net so 4-5 sekondes, moenie lank dink daaroor nie. Wat bekommer jou? Goed. Dit kan nou enige iets wees, ons jonger mense gaan dalk dink aan eksamens wat voorlê een van die dae, party van ons wat nou baie in die nuus is, gaan dalk sê, waarheen gaan die petrolprys nou gaan? Gaan ek nog by die werk kan kom? As dit 'n klomp bekommernisse en vrae daaroor, wat gaan met die kospryse gebeur as die petrolprys nou moet opgaan? Gaan daar vrede wees binnekort? Daar is soveel goed wat ons oor kan wonder. Hoe gaan dit regtig met die mense in Iran? Wat is hulle lewensomstandighede op die oomblik? Miskien is jy daaroor bekommerd. Miskien is daar iemand in jou familiekring wat dit op die oomblik swaar meegaan. Dalk net wonder jy oor jou eie gesondheid en daar is 'n doktersafspraak wat lê en wag. En jy wonder wat gaan hierdie week vir my gesê word. Dalk sal bekommernis oor 'n verhouding wat jy weet moet aandag kry, maar jy weet nie waar om te begin nie, jy weet hoe om dit uit te sorteer nie. Daar is soveel dinge wat ons kan bekommer op hierdie stadium. Ons sal later in die reeks sal ons ook praat oor bekommernisse, maar voordat ons daarby kom ons erken net, daar's dinge wat baie keer hier vlak in ons gedagtes lê. En dit is die dinge wat ons graag in gebed by die Here wil bespreek. So ek wil jou vir 'n paar sekondes, dis ons wêreldbiddag, en ek wil jou graag die geleentheid gee om vir 'n paar oomblikke, net 4-5 sinne by jouself, of as jy graag dit saam met iemand wil doen, hardop, kan jy dit ook doen, en dan bid ons vir daardie sake. Ons bid vir, en as jy nie weet waaroor om te bid nie, bid vir ons land, bid vir nog reën, bid vir die politiek, nou 'n paar goeters genoem daaroor, oorloë wat reg oor ons wêreld aan die gang is. Maar kom ons tree in as 'n gemeente 'n paar oomblikke vir dit wat in ons wêreld aangaan. En ons weet die Here het antwoorde en hy het oplossings vir hierdie omstandighede. Kom ons bespreek dit met hom. En dan sal ek weer vir ons voorgaan. Here, hoe goed is dit om in U teenwoordigheid te mag wees. Hoe heerlik om met vrymoedigheid met U te kan praat oor die dinge wat in ons wêreld aan die gebeur is. Ons sien nie die groter prentjie raak nie. Ons kyk maar net na die dinge wat hier in ons gesig vir ons lê en staar. En ons wil so graag hê dat U hand gesien moet word op elke terrein van die lewe. Ons wil so graag U hand sien en dit wat U karakter is, sien gebeur in plekke waar daar konflik is. Ons weet dat die Midde-Ooste op die oomblik 'n groot te mekaar spil is. Ons weet dat daar mense is wat in intense spanning leef. Ons wil vra, Vader, gebruik dit om U naam te verheerlik. Openbaar U self aan mense en gee vir hulle vrede. Daar is ander wêrelddele waar dit net so erg gaan, maar waaroor mense nie op die oomblik praat nie. Daarom tree ons in vir mense in Rusland en in Oekraïne, in die lande rondom dit.
Ons tree in vir mense waar daar relatiewe vrede is, maar wat wonder wanneer gaan een of ander ongeluk en 'n sleeper cell aktief raak om ook in hulle wêrelddeel vir hulle trauma te veroorsaak. Ons kom bid, Here, vir hulle wat siek is, hulle wat sit met bekommernisse oor hoe die lewe vorentoe en lewenskwaliteit vorentoe gaan lyk. Ons wil vra dat U, wat die groot geneesheer is, U hand van genesing oor hulle sal bring. Here, sien raak, dit wat ons nog self nie eens ervaar nie, hoe ons liggame besig is om te verouder, en hoe dat ons besef, enige dag kan daar ook iets met ons eie gesondheid gebeur. Bewaar ons van die bose. Bewaar ons van 'n denkpatroon wat ons insuig in 'n negatiewe kring. Maak ons fokus op U. Gee dat ons 'n helder prentjie sal hê van U almag en U grootheid. Ons weet U is in beheer, en tog wonder ons partykeer daaroor. Wonder ons wat die verhouding is tussen U wat in beheer is en mense wat besluite neem, wat ander mense baie sleg impakteer. Ons kom bid vir 'n week wat voor ons lê, en elkeen van ons het ons eie agenda en dinge wat hierdie week gaan plaasvind, en ons kan almal nou dink aan iets. En ons wil vra, Vader, sal U voor ons uitbeweeg? Sal U die grond voorberei vir dit wat daar gaan gebeur? En maak ons altyd deur bewus van U grootheid en U almag. Gee dat ons meer sal leef in vandag as wat ons lewe in gister of in die toekoms. Help ons fokus op U teenwoordigheid nou by ons. Breek U woord vir ons oop, sodat wanneer ons daaruit lees en ons dit oordink, dat ons insig kry, groei, ervaar, en so ons lewe bou op U beginsels. Praat met ons, Here. Ons, U kinders, luister graag. Amen. Vriende, ons gaan dan die gedeelte lees waar Jesus met die mense praat tydens die bergpreek oor hoe dit is om te bid. Ons weet dat nadat Jesus die mense geleer het, sy disippels geleer het om te bid, was hulle verstom daaroor. Hulle het nie gedink dit is moontlik nie. So hy het iets gebid wat nie vir hulle algemene kennis was nie. Vir my en vir jou is die Onse Vader algemene kennis. Maar daar is iets verrassends daarin wat ons baie keer gaan mislees. En daarom wil ek hê dat ons dit vanmôre weer sal saamlees. Ons lees dan Matteus 6 vanaf vers 7. So Jesus het nou hierdie duisende mense wat hier rondom hom sit, en hy praat met hulle. Wanneer julle bid, moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink, hulle stortvloedwoorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle hom vra. Bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het, en vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Ons lees dit so ver. Mense is so gewoond aan die ou vertaling, dat die nuwe vertaling, weet jy lees en dan gaan jy aan met jou, want jy ken hom uit jou kop uit, en dan kom jy agter, nee, die nuwe vertaling sê hom bietjie varser. Ek wil vanmôre graag bepaal met wie gaan ons hierdie preek doen. Wie van julle was al of is tans ongelukkig oor jou gebedslewe? Jy weet dit behoort anders te wees, maar jy weet nie hoe nie. Of jy, as jy wil baie eerlik wees, jy gee eintlik nie regtig om nie.
Die lewe het jou net ingesuig en dis nie nou jou fokus nie. Wie het al gewonder of gebed regtig werk? Is ons oortuig daarvan dat daar krag in gebed is? Het jy op die oomblik skuldgevoelens omdat jy nie genoeg bid nie? Dan is hierdie preek vir jou bedoel. As daar enige een van julle is wie se gedagtes nog nooit gedwaal het terwyl jy bid nie, en jy het hierdie intieme kontak met die Vader, dan wil ek jou vra of jy nie die res van die diens net saam met my sal bid, sodat ek die krag het om die woorde reg te gebruik en die boodskap oor te dra vir ons gewone mense wat dit nie so maklik het nie. Wanneer ons groot vreugde of dankbaarheid ervaar, wanneer ons intense spanning en onsekerheid deurgaan, dan praat ons met iemand, met iets daar buite. Die oomblik wat die lewe swaar teen ons draai en ons skielik bedreig voel, dan gebruik ons die Afrikaanse woord wat sê 'n skietgebedjie. Ons het die behoefte om met iemand oor dit te praat. Gebed kom natuurlik vir elkeen van ons. En hier in die middel van die bergpreek kies Jesus om met ons te praat oor gebed. Hy begin om ons te waarsku dat ons nie so skynheiliges moet bid nie. Ons moet nie gaan soek na die prominente plek in die sinagoge waar mense ons kan raak sien nie. Ons moet dus nie vroeër in die inkom en daar by die ingangsportaal moet ons nou nie in 'n gebukte houding gaan staan en beginne bid en hardop prewel sodat almal wat inkom kan sien, "Sjoe, hierdie ou bid darm nie, né? Wow, kyk net hoe kragtig is sy gebed nie." En ek kon die voorbeeld noem want ek weet niemand van ons doen dit nie. Daar is in Jesus se tyd was dit algemeen dat mense godsdiens gebruik het om 'n magsbasis op te bou, om beheer uit te oefen oor ander. En dat geestelike taal en gebed baie keer gebruik kan word om ander te manipuleer, om te luister na my idees, na my sieninge. Want as jy kan dink dat ek bietjie nader is aan die Here as wat jy is, dat ek sy stem so bietjie beter hoor as wat jy dit hoor, dan moet ek luister na wat jy sê, want jy het meer wysheid as ek. En so het die Fariseërs gebed misbruik om ander mense te manipuleer, hulle op hulle plek te sit. Ons doen dit op ander meer subtiele maniere. Ons doen dit baie keer deur woorde te gebruik soos die Here het gesê. Kyk daar by my, as jy nou in my werk iets wil hê, dit moet nou dadelik gebeur, dan sê jy meneer Perry het gesê. As meneer Perry gesê het, dan spring die hele maatskappy, want hy is die groot baas. En ons het 'n manier gevind om deur gebed en ons taalgebruik mense te manipuleer. Die Here het gesê, terwyl ons nie baie seker is of die Here dit gesê het nie. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie op subtiele maniere mense probeer beïndruk met ons geestelikheid nie. Nee, sê Jesus, gaan eerder na jou binnekamer toe, gaan sluit die deur en gaan bid daar tot jou Hemelvader. Nou, ons het al voorheen een keer daaroor gepraat. In die Joodse huis was daar een deur wat kon sluit. Net een deur. Daar was net een binnendeur in die binnekant van die huis. Jy het 'n deur gehad in die buitekant natuurlik, om jou buitekant van jou huis toe te maak. Maar in die binnekant, die kamers en die vertrekke wat daar was almal oop gewees. Behalwe een vertrek. En jy kon hom sluit. En dit was die voorraadkamer.
waar jou voorrade geberg het, jou yskas, jou proviant. So, Jesus sê, in plaas van om daar in die voorportaal van die kerk te gaan bid, of op die straathoek te staan en te bid, gaan na jou huis toe, maar nie is daar waar die ander mense ook rondbeweeg nie, gaan daar waar net jy en die Here is, waar niemand anders kan sien nie, en gaan praat daar met jou Hemelvader. Want gebed is iets tussen jou en God, nie tussen jou en ander mense nie. Nou dit maak dat ons baie keer nie die vrymoedigheid het om voor ander mense te bid nie. Wat eintlik ook verkeerd is, want daar is verskillende vorme van gebede. Daar is ook 'n geleentheid waarin gelowiges saam kan stem en saam kan bid. En ja, een persoon praat hardop, maar die ander in die manier hoe hulle saam luister na daai gebed, sê hulle die hele tyd, ja Here, ek stem saam, ja Here, ons wil graag hê dit moet gebeur. Ja Here, ons staan saam oor hierdie saak. Ja, ons wil graag hê dit. En daar's voorbeelde in die Bybel daarvan. Gebed is iets wat nie op prominente sigbare plekke gebeur nie, maar daar waar jy en jou Vader alleen is. Ons moet ook nie van gebed die doel van alles maak nie. Ons doel is nie in die eerste plek om 'n gebedsman te wees nie, maar om 'n godsman te wees. Gebed is 'n gebruiksartikel. Dit is iets wat die Here in ons hand plaas om te sê, ek gee jou toegang tot my, om deur gebed met my op 'n intieme manier te gesels. Sodat jy weet, wanneer jy in daardie binnekamer ingaan, dan sal ek hoor, en dan sal ek jou behoeftes aanspreek. Die dieper probleem wat aangespreek word, wat ek en jy elke dag ervaar, en wat ek so dikwels by mense hoor, is die vraag oor die sigbare nabyheid van God. Want ons het mos nou geleer, dat dit wat ek sien, dit wat ek hoor, dit kan ek vertrou. Maar dit wat onsigbaar is, kan ek nie vertrou nie. Ons kan praat oor 'n klomp onderwerpe van onsigbare goed, maar onmiddellik is daar 'n vraagteken in ons gedagtes daaroor. En dit maak dat, omdat God die onsigbare is, dat ons soms wonder, is hy werklik? Kan hy hoor? Kan hy praat? Want ons praat partykeer oor gebed op 'n sigbare manier, terwyl mense wat net die onsigbare kant daarvan ervaar, begin onmiddellik sê, maar nou weet ek nie meer nie. Want dit waaroor jy praat en dit wat ek ervaar, verskil van mekaar. En dan wonder ons of ek die onsigbare God op 'n werklike manier mee kan kontak maak. Ons het 'n natuurlike geneigtheid om die onsigbare te wantrou. En Jesus probeer vir ons oordra dat God is 'n realiteit. Hy sien en hy hoor en hy gee om en hy stel belang. Hy wil ons lei om meer soos hy te wees. Alle besighede wat vandag 'n sukses is, dink maar aan, kom ons vat 'n voorbeeld, die selfoonbedryf. Daar was 'n tyd wat 'n selfoon net 'n onsigbare droom was. Maar iemand het deur die gedagte van die selfoon te ondersoek en te investeer daarin, tyd daaraan te spandeer, het dit nou 'n werklikheid geword. Daarom kan ons begin met die onsigbare en later word dit sigbaar. Ons kan dus sê dat al voel dit vir my of God onsigbaar is, kan ek na die binnekamer toe gaan en met my Vader daar gaan praat, en later, soos wat ek aanhou met daardie gewoonte, word dit vir my iets wat vir my sigbaar is.
waar ek sy stem kan hoor, waar ek hom sy nabyheid kan ervaar. So dit is hoe ons gebed behoort te sien. Dit begin onsigbaar, maar iewers kom die hand van God in beweging, en dan word dit sigbaar. Dis ook die probleem wat ons dikwels met gebed het. Ons dink dat, omdat ons nie dadelik kan sien wat ons in die binnekamer gevra het nie, dat dit dan nou nie sal gebeur nie. En die een ding wat ons vir mekaar moet sê oor gebed is, dat al ervaar jy God as die onsigbare, dat wanneer jy bid, wonder jy, maar is dit nie maar net 'n selfgesprek waarmee ek nou besig is om myself beter te laat voel nie? Sê Jesus, hierdie God is 'n werklikheid, en daar in jou binnekamer sal jy met God kan praat, en wanneer jy met God praat, wil ek hê dat, sê Jesus, wil ek hê dat jy moet verstaan, dat God weet en God hoor, en hy het die versigtinge van jou hart, neem my ernstig op. Die een ding wat gebed anders maak vir Jesus, as ons eie idees, is dat Jesus gebed sien as 'n deurdagte, intelligente gesprek oor wat ek en God saam doen. Ons is in 'n vennootskap met God. En daarom het die profete en die apostels vir ons gesê, ons is medewerkers van God. Ons is in 'n vennootskap met God hier op aarde. En in daardie raadsvergaderings wat ons het, praat ons met die voorsitter van die vergadering, ons Vader, en sê, dit is wat ons sien op die oorlogsfront. Dit is wat ons sien daar waar ons vingers in die wêreld sigbaar is. Dis wat ons ervaar wanneer ons met die kliënte praat. En wanneer ons met die kliënte praat, hier is die terugvoering wat ons kry. En dan neem die CEO die regte besluite. Partykeer wag hy 'n bietjie daarmee. Partykeer dink hy, kom ons kyk net 'n bietjie hoe hierdie ding gaan vorentoe uitloop. Kom ons wag net so rukkie voordat ons 'n radikale besluit neem. Maar partykeer kies die Here om dadelik 'n onmiddellike besluit te neem. En ander kere kies hy om te sê, kom ons kyk net 'n bietjie. Kom ons kyk hoe gaan die mense reageer. En baie keer gaan dit nie net oor die kliënte nie, maar gaan dit oor hierdie sales reps, hoe gaan hulle hierdie probleem hanteer? En hy kyk 'n bietjie hoe ons as gelowiges hierdie saak verder gaan aanspreek. Vriende, as ons met God begin praat in gebed, dan gaan dit in die heel eerste plek oor hierdie belangrike onderskeiding. Waarmee is God besig? Hierdie is 'n krities belangrike vraag, wat jy behoort te onderstreep. As jy gewoonlik notas neem, skryf dit nou neer. Waarmee is God besig in my lewe, in my wêreld? Want ons volg nie net ons eie kop nie. Ons volg die leiding van die CEO en van die direksie. Ek praat 'n bietjie besigheidstaal sodat julle kan ergens 'n prentjie, 'n raakvlak kan kry. Ons kan nie maar net elkeen in sy eie rigting inskiet en sy eie ding doen nie. Ons volg die leiding van die baas. En daarom is dit nodig dat ons van tyd tot tyd sal gaan hoor, hoe dink die baas? Hoe voel die baas? Wat is sy rigting? Waarheen loop sy visie? Wat wil hy graag laat gebeur? En ek as sy werknemer pas in by sy ideaal. En ons weet God is die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Nou is die vraag, waarmee is hy besig? Want as ek nie weet waarmee hy besig is nie, dan doen ek net my eie ding. Sodat dit vir my lekker voel. Ek ken nie 'n besigheid wat op so 'n manier kan oorleef nie. En ook die kerk van Jesus Christus kan nie oorleef as ons nie sy wil uitleef nie.
Daarom as jy nie nou vir my kan sê, waarmee is God besig in jou lewe nie, dan weet jy ook nie waaroor om te bid nie. Want jy moet met God praat oor daardie agenda. Dit is op die agenda en dit is waaroor hy met jou wil praat. Nie oor al hierdie ander sideshows waarmee ons onsself besig hou nie. Die gedagte is ook nie om deur jou gebed te rammel sodat jy by jou dag kan begin nie. Toe ek 'n jong seentjie van 7 jaar oud was, het ek die Onse Vader al geleer ken. En ek het vir myself gesê, as ek op 'n Sondagmiddag die Onse Vader 7 keer opsê, dan is ek klaar vir die week, hoef ek nie weer te bid nie. As jy deur jou gebed rammel om dit klaar te kry, dan wil ek vir jou sê, los dit liewer. Want dit het geen krag nie. Om die waarheid te sê, dit het 'n negatiewe krag. Want al wat jy reg kry deur dit af te rammel, is dat jy op die ou ende meer sukkel met, God het nie gehoor nie, God gee nie om nie, God stel nie belang nie, en dit sit jou in 'n maalkolk wat jou insuig na 'n negatiewe idee oor God en sy gebod. Dit doen meer skade as wat jy dink. Gaan sit eerder 2 minute in stilte in die binnekamer en vra bloot die vraag, Here, waarmee is U besig? En dit sal vir jou meer waarde hê. Want ten minste erken jy, daar is 'n God wat 'n plan het, maar ek ken nie sy plan nie. Ek het nodig om sy plan uit te vind. Dit doen baie meer aan jou geloofslewe, as wat dit is om jou gebed af te rammel, en terwyl jy nog bid, begin jy al dink, waar is die sleutels, en het ek die kosblik inreg, en kan ek maar ry, ek wonder hoe gaan die verkeer wees vandag, dan mis jy totaal waaroor dit gaan. Daarom leer Jesus die mense rondom hom, om op 'n paar dinge in hulle gebedslewe te fokus. Hierdie gebed, wat hier geskrywe staan, is nie 'n resepie wat jy gou-gou aflees en dink ek het gebid nie. Ons is nie papegaaie nie. Ons is mense wat leef voor die aangesig van God en hy wil in 'n lewende verhouding met ons wees. Hier word konsepte in hierdie gebed gegee om my en jou te sê, dit is hoe jy oor God moet dink. Dit is hoe jy met God kan praat. Dit is hoe jy jouself sien in verhouding met hierdie God, terwyl jy hier op aarde beweeg. Dis waarop ons dan nou gaan fokus. Die eerste gedeelte het eintlik 'n vertalingsprobleem, en dit is dat die oorspronklike Grieks sê vir ons iets anders as wat daar staan. Daar staan geskrywe, ons Vader in die hemel, terwyl die regte vertaling is eintlik, ons Vader in die hemele. Ons Vader in die hemele, meervoud. As Jesus begin hiermee, dan herinner hy ons daaroor, dat gebed is nie om hardop bekommerd te wees nie. Gebed begin nie by, o Jene Here, ek weet nie wat ek nou gaan doen nie. Dis nie waar gebed begin nie. Gebed begin by 'n erkenning dat daar 'n Vader is, wat in beheer is, wat kalm is oor al my bekommernisse en my uitdagings, wat 'n antwoord het vir alles waarmee ek ook al kan dink. Hy is in beheer en hy weet. Maar hy is ook ons Vader. Ek is nie sy witbroodjie dat ek alleen met hom kan praat nie, daar is miljoene ander mense wat ook daardie voorreg het. Hy is ons Vader. As ons dan by daardie plek kom om te besef dat ek is nou met ons Vader besig, dan is dit ook nie net my agenda en my idees wat ek daar wil kom praat nie. Dit gaan oor 'n gemeenskaplikheid. Ons Vader
wat in die hemele is. Nou, die Jode het in die ou tyd, toe die Bybel geskrywe is, het hulle die hemele as in 3 dele gesien. Hulle het die hemele gesien as die sterre, daar was sterrekunde gewees, en hulle het die sterre erken as 'n deel van die hemel. Dan het hulle 'n tweede deel gesien, en dit is die lug tussen die sterre en ons uitspansel. En dan het hulle die derde deel van die hemele gesien as die lug wat ek inasem. Het hulle dus gesê, God is nie ver, daar iewers, bo, waar ek teen die dak vasbid nie. Hy is nie daar ver weg nie. Hy is ook hier, suurstof naby. Hy gee vir my sy nabyheid. Hy is nader aan my as wat my buurman is. Ek kan dus eerder met hom praat as met my buurman. Ek kan eerder my probleem met hom bespreek as met my buurman. Hy, hoor, is naby. Ons Vader, wat nader is as die suurstof wat ek inasem. Moenie dink God is ver nie. Want die oomblik wat jy God as die onsigbare sien, stoot jy hom ook in die verte weg, in die onsigbare, so ver weg dat ek hom nie meer kan sien nie. Terwyl jy nou jou asem intrek, kan jy eerder dink dat God is so naby aan my, vel naby, en ek kan met hom praat, en hy ken my, hy weet waarmee ek besig is. Laat u naam geheilig word. Laat mense dus bewus word van hoe uniek en spesiaal u is. Jy sien, ons het 'n manier om die oomblik wat iets ons erg beïndruk, dan klap ons hande. Ons klap hande as ons 'n mooi 3 sien. Ons klap hande as ons 'n mooi musiekuitvoering sien. Ons klap hande as ons iemand sien wat fenomenaal is met wat hulle doen. Dis ons natuur om raak te sien as iemand iets goed doen of iets goed is. Daarom moet ons nie dink, God het een of ander kleinlike behoefte dat mense vir hom moet sê, hoe oulik is hy nie. Dit is nie wat dit is om te sê, laat u naam geheilig word nie. Dit is, Here, laat u grootheid, laat u almag, laat u perfeksie so sigbaar word, sodat ons outomaties vanuit ons natuur net sê, wow, ek is deel hiervan. Ja, ek het die voorreg om dit te sien. So rukkie terug, kry ek die geleentheid om die hoogtepunte te sien van daardie wedstryd jare gelede, toe ons teen Australië cricket gespeel het hier op Centurion. Daai bekende 412 lopies wat die Aussies aangeteken het. En ons wat dit toe afgeslaan het, en ons het toe die wedstryd gewen, sommer nog met 'n paar balle oor ook. Ek onthou dat ek die wedstryd gekyk het. En op 'n stadium het ek gesê, nee wat, ek gaan iets beter doen. Ek het nie lus om so, ek het dit regtig nie nodig om sleg te voel oor my land nou nie. En ek het iets anders gaan doen. En na die tyd, toe hoor ek, ons het werklik die wedstryd gewen. Toe is ek dan baie skaam, dat ek nie die wedstryd gekyk het nie. Maar ek het hom toe na seker nou al 4-5 keer gekyk, want dit is so lekker om te wen. En toe ek daai hoogtepunte sien, en ek sien die gemak waarmee ons kolwers houe uitgevoer het, wat net wow is. En ek luister nou hoe die skare reageer. Dan besef ek en jy het die voorreg om God in werking te sien. Ons het die voorreg om baie keer te ervaar hoe God mense gesond maak vir wie ons ingetree het.
Hoe hy probleme van ons af oplos, terwyl ons nog vanaand bekommerd is oor hoe gaan hierdie vergadering môre uitloop, en ons vra Here, wees met ons om hierdie ding uit te sorteer, en as ek môre daar kom, dan was hy alreeds daar, het hy alreeds in harte gewerk, het hy alreeds 'n oplossing op die tafel, en skielik is alles wat ek gevrees het niks daarvan dit gebeur nie. En ons gee nie spontaan aan 'n klap vir die Here nie. Hoe hartseer kan dit nie wees nie? Om God te loof is nie 'n resepie om God te laat glimlag nie. Dit is om die God wat so groot is en wat my intens raak, dat dit my bring by spontane applous. En ek doen dit met my woorde. Wow, U is so goed. U is so alwetend. U is so almagtig. Hier sien ek dit voor my oë gebeur. Die derde ding wat Jesus noem, laat U koninkryk kom, en ek gaan 'n paar daarby saamvoeg. Laat U koninkryk kom, laat U wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Het jy al agtergekom dat 'n rukkie nadat jy in gebed begin het, soms nog baie keer voordat jy begin bid het, dan begin jy outomaties dink aan die dinge waaroor jy bekommerd is, die dinge waarvan jou kop vol is. Jy sien, sê Jesus, as jy op die regte plek begin het by die ons Vader wat in die hemele is, wat naby aan my is, en sy almag en hoe hy probleme oplos, dan word jy ingesuig in hierdie grootsheid en hierdie almag van God, en dan word hierdie eie ekkigheid minder belangrik. My eie agenda verdwyn. Want terwyl ek in die atmosfeer sit van hierdie almagtige God, en ek dink oor waarmee is God besig, dan word my outomatiese reaksie, Here, dit wat U daar in die hemele wil laat besig is om te laat gebeur, en laat dit hier op aarde ook gebeur, en sê ek daarmee saam, Here, laat ek dit sien, maar laat ek saam met U werk om dit te laat gebeur. Laat ek saam met U werk om dit te laat gebeur. Die vraag is dus, waarmee is die Here weer besig? Net het dit al genoem. Bring dit wat in U koninkryk gebeur, sigbaar, naby, 'n realiteit in my wêreld, alles hier wat rondom my gebeur. En was jy al in 'n winkelsentrum waar daai groot borde is, dat as jy die knoppie druk, dan sê hulle vir jou, you are now here. En dan sê jy, ek wil nou by daai winkel wees, dan gee vir die paadjie om daar te kom. Nou, dis die voorbeeld wat ek nou graag hier wil gebruik, is om te besef dat hier waar ek nou sit, is ek nie in my eie wêreld nie. Ek is nou, terwyl ek hier bid, is ek in God se koninkryk. Here I am. In God se koninkryk. Terwyl ek met God praat, is ek nie meer in my eie koninkryk en my eie wêreld nie, maar as ek in God se koninkryk met dit wat hy wil laat gebeur, wat hy as 'n realiteit sien, en is my vraag eerder, Here, hoe kan dit wat in U koninkryk gebeur nou ook hier op aarde sigbaar word, en hoe kan ek daarvan deel wees? Daarom bied ek in gebed myself aan om deel van God se projek te wees. Dis 'n daaglikse oorgawe. Laat U wil ook in my geskied. Ek gee oor. Die vierde gedagte wat Jesus uithaal, en ek dink dis 6 gedagtes. Die vierde ene. Gee my vandag my daaglikse porsie brood. Dis om met die Here te praat oor vandag se program. Sal U my help met die dinge waarmee ek vandag te doen gaan kry? Dit wat vandag vir my 'n uitdaging gaan wees. Dit vertel ook dat ek die vertroue het dat God my deur hierdie dag sal dra.
Mense wat in hulle eie koninkryke leef, is bekommerd oor môre en volgende week. Mense wat volledig oorgegee is in die hande van God, is tevrede met vandag. Vandag is genoeg. As ons praat oor my daaglikse porsie brood, dan gaan dit dus oor meer as die kos op my tafel. Dit gaan ook oor dat ek die dinge van die verlede agter my sit en die dinge wat nog moet gebeur waaroor ek so bekommerd is, sê, dit hoort nie by my lewe nou 'n realiteit te wees nie. Hier waar ek in my binnekamer is, al wat belangrik is die nou van my teenwoordigheid met God, van hy wat in beheer is, van sy wil wat sal geskied, en ek wat medewerker is in sy program. Die 5de gedagte, vergeef ons sondes, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Mense vra my partykeer, hoe gereeld moet ek my sonde bely? Hoeveel keer moet ek vir die Here sê, ek is jammer oor iets? Prakties, soveel as wat jy die behoefte het. As jy met 'n skuldgevoel in jou hart rondloop, en jy het nou vir die Here gesê, al die afgelope 5 jaar, Here vergewe my vir daai dag wat ek so stupid opgetree het, en dit kom môre weer by jou op, dat jy weer daai slegte gevoel het, sê dit weer vir die Here. Here, ons het al 5 jaar lank wat ons oor hierdie ding praat, en ek weet ek moet nou hierdie ding uit my sisteem uitkry, maar ek wil net sê, ek is regtig jammer oor wat daai dag gebeur het. Ons doen dit baie keer in 'n huwelik, dat ons vir ons lewensmaat sê, weet, ek is jammer oor daai ding, en 6 maande later dan, ek wil net weer vir jou sê, ek onthou nog van daai dag, ek onthou nog hoe stupid ek opgetree het, en ek wil vir jou sê, ek is nog steeds jammer oor wat daar gebeur het. Dis goed vir 'n verhouding. Die antwoord op die vraag, hoe gereeld moet ek skuldbelydenis doen, is miskien om te antwoord, hoe gereeld moet jy die vuilgoedsak gaan uitdra? Jy gaan dra hom uit as hy nodig is. As daar of 'n klankie is wat jy nie in jou huis wil hê nie, of as die sak vol is, dan gaan gooi jy hom in die groot asblik. So is daar dan 'n lelikheid is wat jy met die Here moet deurpraat, doen dit nou. Dallas Willard vertel in sy boek The Divine Conspiracy hierdie pragtige storie wat dalk by jou sal resoneer. Hy vertel van hoe sy kleinkind by hom kom kuier het, en die kleinkind, ek weet nie of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie was nie, maar het in die modder gespeel. En ouma het gesien dat die klein ding in die modder speel, en toe gesê, nee, kom, laat ons jou gaan skoon aantrek, en al skoon gemaak en reggemaak, en net so rukkie daarna, toe is die kind maar weer daar by die modder. En elke keer as die ouma in die omgewing kom en sê, ouma, moenie vir my kyk nie, ouma, moenie vir my kyk nie. Dis baie keer wat ons doen as ons sonde doen. Ons wil vir die Here sê, moenie nou vir my kyk nie, ek is nou my eie koninkryk, ek wil nou my eie ding doen, los my 'n bietjie uit, ek wil nou 'n bietjie hier in die modder trap. Ek wil nou hier ploeter in my eie sondigheid. Wanneer ons kom by die gedeelte van vergeef ons sondes, dan sê ons eintlik daarmee, Here, kyk na my. Here, sien vir my raak. Sien vir my raak oral waar ek gaan in hierdie dag. Wees so naby aan my dat u teenwoordigheid my help om reg te dink en reg te praat. En dan natuurlik, soos ons skuldenaars vergewe, het jy al agtergekom, dis onmoontlik om God se hart in jou te hê, terwyl jy 'n harde hart teenoor iemand anders het. Jy kan nie God se teenwoordigheid by jou ervaar, terwyl jy besig is om iets hards daar buite te doen nie. Dan het jy lankal vergeet van die Here. So hier is die foolproof manier om dit reg te kry. As jy sê, ek wil nooit weer lelik wees met iemand anders nie, ek wil probeer om sonde uit my lewe uit te kry, soveel as dit kan. Hoe meer jy bewus is van God se teenwoordigheid, hoe minder sal jy sondig. Hoe meer jy bewus is van God se teenwoordigheid by jou, hoe minder sal jy sonde doen. Jy sal anders praat, jy sal anders bestuur, jy sal anders jou besigheid doen, jy sal anders dink oor ander mense se eiendom.
'n klomp goed sal verander as jy net bewus is van God se teenwoordigheid by jou. Maar ons sê te gereeld, ouma, moenie vir my kyk nie. Moenie vir my kyk nie, ek wil my eie ding doen. Laaste gedagte en hiermee sluit ons af. Bewaar ons sodat ons nie in verleiding kom nie, maar bevry ons van die greep van die bose. En daarmee sê die Here vir ons, fokus daarop dat ons nie ons tyd spandeer om afbreekende gewoontes in ons lewens toe te laat nie. Die vraag is, iemand gaan jou lei, wie sal dit wees? Iemand gaan beheer hê van jou lewe, wie sal dit wees? En deur die hele reeks kom dit dan nog die hele tyd na vore. Of my eie koninkryk, of God se koninkryk, kan nie albei nie. En met die gebed kom sê Jesus vir ons, wanneer jy in my koninkryk kom leef, wanneer jy in my koninkryk kom sit, wanneer jy met my kom praat, raak so bewus van my almag in my koninkryk, my teenwoordigheid, my beheer, my agenda, dat jy die hele tyd sal vra, Here, wat wil U hê moet ek doen binne in U koninkryk? Waarmee is U besig? En gaan leef dit in die wêreld waar jy trap, daar waar jy gehoor kan word. En daarom bid ons, Here, wys my die pad vorentoe. Amen. Hemelvader, U is fel naby. U is 'n realiteit in my lewe. En tog vergeet ek dit so maklik. Ek kan in 'n breekdeel van 'n oomblik U uit my gedagtes skuif en met my eie dinge besig wees. Help my onthou van U teenwoordigheid by my. U Gees wat in my woon. U Gees wat deur my praat. U Gees wat met my ore hoor en met my oë kan sien. Maak my so bewus van U teenwoordigheid, dat sonde van my af sal wegvlug. Laat U almag, wat in U koninkryk sigbaar is, ook vir ons hier op aarde sigbaar wees. Laat daardie plekke waar ons eintlik meer raak sien hoe mense in hulle eie koninkryke en hulle eie magsbasisse werk. Here, wil ons bid dat U mag groter en sterker sal word. Dat daar vrede sal kom daar waar U in beheer is. Want dit is die kenmerk van U teenwoordigheid. Bring in my 'n rustigheid en laat die angstigheid uit my gaan. Maak my meer en meer bewus van U grootheid, sodat ek minder kan bekommerd wees oor my eie ekkigheid. Vergewe my sondes. Maak my skoon. En maak my weer jubel oor U grootheid in my lewe. In die naam van Jesus ons Here bid ons dit. Amen.